Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Wonderlik om te weet dat die Here op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Psalm 66 vers 20. Die psalmdigter skryf en hy sê, geloof sy God, wat my gebed nie afgewys en sy goedertierenheid aan my nie onttrek het nie. Dit was my so kosbaar toe ek dit lees en dit was vir my so verkwikkend vir my siel, dat die Here my gebed nie afwys nie. Alles my gebed soms krom en skeef, alles het kort en bondig, soms net 'n hart wat uitroep om genade. God sal my gebed nie afwys nie. Hy hoor elke liewe versigtiging van my hart en hy luister na my gebed. En die Bybel sê, hy sal sy goedertierenheid aan sy kinders nie onttrek nie. Vriende, is dit nie vir u kosbaar nie? Wat 'n voorreg om vanmôre hierdie dag en hierdie naweek tegemoet te gaan met die blye wete dat die Here God op die troon van die hemel sit, dat hy my liefhet met 'n besondere liefde, dat hy my hoor as ek bid en dat hy sy goedertierenheid van my nie sal onttrek nie. Nou vriende, ons gaan vanmôre wegval met die eerste saak wat ons gaan hanteer onder die tema Bybelse berading vir blywende verandering. Ons gaan vanmôre begin met die gedagte van hoe deel ek Bybels met toorn, woede uitbarstings, aggressie en al die gepaardgaande dinge. En u mag miskien vir my vra nou, Gerard, nou, waarom begin jy vanmôre met hierdie bepaalde saak? En vriende, in my studie het ek agtergekom en skryf Dr. J. Adams, hy was die vader van Noetetiese berading of dan Bybelse berading. Hy het oor die 100 boeke geskryf en hy het baie klem gelê op sekere scenario's en situasies wat hy hanteer het. En glo my, daar was duisende van dit in die jare. En hy skryf in een van sy boeke dat sondige toorn en woede is deel van 90% van beradingsprobleme. Glo dit of nie, vriende, dat 90% van die probleme kan teruggeneem word na woedeuitbarsting, storing, aggressie, hierdie dinge wat opbou in ons harte. Jy weet, soos 'n stoompot, opbou, tot jy hoor hoe blaas hierdie stoompot, hierdie stoom uit. So is baie mense en daarom is daar so baie probleme, omdat mense nie Bybels met hierdie goed werk en dit hanteer. En wanneer die situasie hom voordoen, dan kom al hierdie boosheid uit en dit het geweldige gevolge en verrykende gevolge dikwels op die persoon en op die mense teenoor wie hy 'n woedeuitbarsting het of in toorn ontvlam of aggressief optree. Daarom moet ons vanmôre 'n bietjie Bybels na hierdie saak kyk. Nou vriende, wil ek ook wegval deur vir u te sê dat daar 'n baie besondere boeke is wat u kan lees. Daar is 'n quick reference guide for biblical counselors and disciples van Dr. Joel James en dan ook die Christian's Guide to Psychological Terms. Marshall en Mary Asher het dit geskryf. Nou, in hierdie boek sal u 208 sogenaamde sielkundige diagnoses kry en dan lands aan die Bybelse oplossing daarvoor. Hierdie boek is beskikbaar by Augustine Boekwinkel en u is baie welkom as u hierdie boeke se voorblad wil sien. Ek kan miskien foto's plaas op hierdie oggendoordenkingsgroep en dan kan u ook vir u hierdie boeke aanskaf om dan bietjie meer inligting te bekom, want ons gaan definitief nie al 208 hanteer nie. Ek wil ook vra hier heel aan die begin dat sou daar 'n situasie wees of 'n scenario of een of ander diagnose wat oor u lewe gemaak is, dat u my sal kontak daaroor en dat ek bietjie sal voorberei en dit ook Bybels sal hanteer. Maar kom ons val weg vanmôre dan met die gedagte van woedeuitbarsting, storing en aggressie. Hoe kan ons dit Bybels hanteer? Nou vriende, baie interessant is, as jy na die sielkundige toe gaan, en ek wil nie sê al die sielkundiges nie, maar kom ons sê ten minste 99% van hulle het 'n sekere aanbeveling wat hulle maak van mense of vir mense. Ons praat van die gedagte van katharsis, om uiting te gee aan innerlike woede om verligting te bring. Iets seker almal al die woord katharsis gehoor. Hulle praat ook van kreatiewe aggressiewe terapie. En die persoon wat met hierdie saak van woedeuitbarstings en toorn en aggressie worstel, word aanbeveel om volle uiting te gee aan die innerlike woede deur dinge te doen soos te skree, ander sleg te sê en selfs in hulle woede stadium dinge te slaan soos 'n kussing of 'n slaansak of 'n baseballbat te vat en net dinge te slaan. Gewoonlik dinge wat seker nie kan breek nie, maar ons sien dit baie keer en ek het al flieks gekyk waar hierdie goed aanbeveel word en mense word aanbeveel om te doen. Gaan in jou kamer, maak jou deur toe en skree so hard soos jy kan en slaan jou kussing of jou bed so hard soos jy kan en kom, net raak het ontslaaf van al hierdie boosheid en woede in jou. En dag vriende, hierdie is nie 'n Bybelse oplossing of Bybelse raad nie. Die ander kant is weer om medikasie te gee
dat daar miskien 'n psigiatriese probleem is en daar's miskien 'n chemiese afwyking, so jy moet op sekere kalmeerpille gaan en hierdie kalmeerpille sal jou dan ook help in hierdie bepaalde situasies om nie so op te tree nie. Daar is verskillende scenario's, daar is verskillende oplossings wat gegee word deur die wêreld, deur die stelsel wat eintlik maar so redelik lynreg teen die Bybel staan. As ons gaan kyk in die Bybel sien ons daar is baie voorbeelde van mense en baie verse wat praat oor die gedagte van woede en toorn en aggressie. Kom ons dink aan koning Saul, 1 Samuel 18 vers 6. Die Bybel sê vir ons dat Saul die eerste koning was. En Saul was 'n man wat eintlik baie koppig was. Aanvanklik het dit gelyk of hy 'n nederige man was wat weggekruip het toe hom wou self as koning. Later kom ons agter dat Saul eintlik 'n eietsinnige man was. 'n Man met baie boosheid in sy hart. En die Bybel sê vir ons, toe Dawid as jong krygsman hierdie wonderlike oorwinnings oor die Filistyne behaal het, het Dawid teruggekom in die stad en die vrouens het uitgegaan en hulle het in dankbaarheid met koordanse en tamboeryne en 'n vreugdegeroep uitgeroep en gesê dat Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En vers 8 van 1 Samuel 18 sê, en Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë en hy sê, hulle het Dawid die 10.000 gegee, maar my die duisende gegee. Hy moet nou nog in die koningskap kry. En van die dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. Nou lees ons verder in 1 Samuel 20 vers 30, hoe Saul dan by tye die spies na Dawid gegooi het, as Dawid vir hom op die harp speel. Ons sien hoe hy die spies gegooi het na Jonathan en sy eie seun probeer doodgooi het. Waarom? Omdat hy met hierdie boosheid, hierdie toorn, hierdie aggressie in sy siel gesit het. En in plaas van om sy toevlug na die Here te neem, in plaas van om met Samuel die profeet te praat en vir hom te sê, Samuel, help my met hierdie saak, het hy voortgegaan en die Bybel sê het later hierdie skandood gesterf waar hy in sy eie swaard geval het. Jy sien, vriende, die probleem is dat toorn en woede en aggressie deel van ons almal se lewe is, in 'n mindere of in 'n meerdere mate. En ek onthou toe ek groot geword het, ek was 'n geweldige, was baie blootgestel aan woede-uitbarstings, ek het 'n baie kwaai ma gehad, en as hy kwaad raak, glo my, dan het almal bond gestaan. En op 'n stadium toe ek nou uit die skool uit is, en selfs in my jare op skool, en net uit die skool, en as jong polisieman het ek geweldig aggressief opgetree. As iemand net nie reg ry nie, sal ek hom sommer van die pad aftrek, en dan was daar 'n vuisgeveg, en hierdie aggressie en woede het so toegeneem, en ek het later myself verskoon, deur te sê, maar dit is my ma se skuld dat ek so optree. Saul het gesê dit is Dawid se skuld, want hy gaan die koningskap kry, dis kom ek so optree. Ek het gesê dit is my ma se skuld, dis kom ek so optree, en die Here moes my kom leer het, nee, dis jy. Van binne uit die hart van die mens kom die boosheid. Vriende, luister, ek sit met 'n bedrieglike hart. Nie een van ons kan sê ons is gevrywaar van die boosheid wat van binne die hart uitkom nie. Daarom gee die Here vir ons Bybelse raad vir hierdie bepaalde saak. So ons gaan hierdie boodskapies opdeel in 'n paar gedagtes. Ons gaan bietjie praat oor resultate van toorn of woede. Dan gaan ons praat oor hoe oorwin ek dit. Ons gaan bietjie kyk na 'n paar aspekte hoe ek hierdie saak in my lewe Bybels kan hanteer en dan ook oorwin. En dan gaan ons bietjie kyk, vriende, na die regte gedrag wat ek dan in my lewe tentoon moet stel. Dis kosbaar om hierdie sake so te hanteer. U gaan sien, ons gaan nie net 'n voelvlug doen oor dit nie. Ons gaan dit redelik deeglik hanteer sodat u kan sien in die toekoms die saak wat ons gaan hanteer. Hoe gaan ons dit doen sodat u Bybels kan verstaan wat die woord van die Here vir ons wil kom leer. So kom ons kyk bietjie na 7 resultate van toorn of woede of aggressie. Die eerste plek sien ons konflik of twis. Spreuke 15 vers 18 sê, 'n driftige man verwek twis, maar die lankmoedige laat die geskil bedaar. Die Bybel praat hier van 'n man, maar dit kan ook die vrou insluit, dit kan ook die kinders insluit. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, 'n driftige man verwek twis. Daar's altyd 'n stryery, daar's altyd 'n bekleierery. En ons sien dit vandag onder ons vroutjies ook. Alhoewel hulle die sagter een in die huis moet wees, kom ons agter in ons samelewing dat so baie van hulle sit met soveel aggressie en woede dat hulle baie keer in die 4x4 ry en jy's so bang hulle ry jou van die pad af want daar's 'n boosheid in hulle, 'n aggressie in hulle wat hulle nie kan hanteer nie. En dit is nogal dinge wat my baie bekommerd maak, want u sien, vriende, in 'n huis moet ons kinders leer hoe om lankmoedig en sagmoedig vol selfbeheersing te wees. So een van die resultate van toorn en woede is dit verwek konflik en twis. Maar die volgende een ook, dit begaan sotheid of dwaase optredes. Spreuke 14 vers 17 sê, wie kort gebonde is, begaan sotheid, en 'n slinkse man word gehaat. Dink by uself, hoeveel dom dinge het u al gedoen, het ek al gedoen,
omdat ek toornig en woedend was en aggressief opgetree het. Ek dank die Here, ek eer hom dikwels. En ek sê, Here, dankie dat U my gespaar het van uiterstes, dat ek iemand miskien doodgeslaan het, of miskien iemand soveel kwaad aangedoen het, dat hy miskien in hospitaal beland het, of finansiële gebrek veroorsaak het, deur my sotheid en my dwaase optredes. Ek onthou een van my hoërskoolvriende wat in sy woede 'n man geslaan het, en die man het daar op die toneel gesterwe, en as jy hom vandag sien, hy's grys, spierwit grys. Hy het deur al hierdie stryd gegaan, was gearresteer gewees, en die Bybel sê vir ons dat die resultaat van toorn en woede is jy begaan sotheid. Daar is dwaase optredes. Die volgende ene wat ek vanmôre gaan hanteer is dit verbreek verhoudings. Spreuke 18 vers 19. 'n broer teen wie oortree is erger as 'n sterk stad, en geskille is soos die grendel van 'n paleis. Vriende, dink by jouself hoeveel familielede is kwaad vir mekaar omdat hulle toornig en woedend en aggressief teenoor mekaar opgetree het. Iets het gebeur. Ek onthou in een van my gemeentes was daar 2 broers gewees, en hulle het nie baie goed oor die weg gekom nie, en die pa het in sy testament geskryf dat as hy doodgaan en die 2 broers erf die plase, dan moet hulle ten minste vir, ek dink dit is 10 jaar saam boer, om net te kyk of hulle die verhouding nie kan versterk nie. Glo my, die dag toe daai 10 jaar verby is, toe spat die vonke weer. En tot die dag dat ek weg is by daai gemeente, het hierdie 2 broers mekaar gehaat, alhoewel die een in my gemeente was en die ander een nie, en ek het hierdie broer wat in my gemeente was, gedurig aanbeveel om versoening te gaan soek. Maar luister, toorn, woede, aggressie verbreek verhoudings. Met jou vrou, met jou kinders, met jou bure, met mense by die werk. En daarom is het belangrik om hierdie saak raak te sien, dit verbreek verhoudings. En ons gaan môre aangaan om die resultate van toorn en woede aan die voor te hou, en dan gaan ons kom by die Bybelse oplossing. Mag die Here vir ons seën en wysheid vir ons gee ook in hierdie saak, en mag die Here ons bring by die kruis, waar ons besef dat hierdie optrede veroorsaak soveel hartseer, dat dit ons lewens net verder kompliseer, en selfs ons lewens kan vernietig. Mag die Here genade gee, mag die Here wysheid gee, vriende, en mag die Here geëer word deur ons bereidwilligheid om te sê, Here, verander my, tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Groete vir U, mooi dag verder, Tara.